caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons moet net optel waar ons nou laas net ons het tot stilstand gebring het. So, waar is ons nou? Ons is nou by daai plek waar ons verstaan, weet jy wat? God die Vader het soos 'n pa gegaan en hy het iets gaan skep wat hy saam met sy kind wil geniet. Let op die liefde. En hy het hom meegewerk en hy het hom saam geskep. En hy het dit nie saam geskep nie, hy het dit vir die mens geskep en die mens in autoriteit geplaas sodat hulle dan saam dit kan geniet. Right. Nou hier daag die slang op. Nee, Krause, jy verstaan nie. Dit was nie 'n slang nie. Luister broer, waarmee hou ons besig? Oor die debat of wat 'n slang is en wat dit was en dis irrelevant. Dat iets opgedaag. En hy het dan die vrou gekyk. En wat het hy gedoen? Hy het haar verlei. Want hy het daar gekyk en met haar gepraat en wat hy haar gegryp? Hy het vir haar gelieg. Want die interessantheid is, as jy daarna kyk, waarom het hy dit so gedoen? Want onthou, die instruksie was van God die Vader aan Adam. Nou, hy kan stout wees. En sê, wel, Adam het dit vir sy vrou vertel, maar sy nie geluister nie. Nee, ons kan nie dit doen nie, want dan is daar nou baie kommentaar. Maar let net op, die woord was gespreek teenoor Adam. Satan kom en toets dit by die vrou. En hy sê, kyk jy man, dis 'n leuen. Kyk hoe lyk dit. As jy van hierdie vrug eet, nee man, jy sal soos God wees. In my hele lewe lank het ek altyd na hierdie insident gekyk as 'n plek en 'n oorsprong van, weet jy wat, ma het 'n appel geëet en ons is uit die tuin uit. Okay. Weet jy wat, nie eintlik daarom gegaan nie. Die eet van die appel was die manifestasie van ongehoorsaamheid. Maar wat eintlik agter dit gebeur het, was die begeerte om soos God te wees. En dit het gemanifesteer dat die mens van daardie oomblik af, daai autoriteit aan Satan oorgedra het. Interessant, nou. Jy nou verduidelik hoe hy dit gedoen, want nou is ek in beheer. Hy het nie mooi gekom en gesê, luister nie, al hierdie goed wat jy hier het, en al hierdie goed wat God die Vader gemaak het, verstaan jy, gee jy nou vir my die beheer? Hy het kom nie so nie. Hy kry jou, dat jy in ongehoorsaamheid ingaan, en in die ongehoorsaamheid, het jy 'n begeerte om beheer uit te oefen, en daarom sukkel ons vandag nog, want ons wil beheer oor ons lewe hê. Ons is die een wat besluit hoe dit moet wees. Nee, Krause, dis nie so nie. Ek sê nie vir jou, jy sou vir hulle optel, dime a dozen. Nou, waarom is dit in sy beheer? Kyk nou Jeremia 17 vers 5. Jeremia 17 vers 5 gee vir ons die basis van die beheer. Met ander woorde, na die tuin van Eden, nadat God dit vir ons geskaap het, kom Satan en deur 'n slinkse manier kry hy beheer. Jeremia 17 vers 5. Thus says the Lord, cursed is the strong man who trusts and relies on frail man. Is dit nie insiggewend nie? So die oomblik wat ek op my vlees steun, is ek onder vloek.
Ek weet die Christene gaan glad nie hiervan hou nie, want dis wat die Bybel sê. Ek wil dit weer lees. Cursed is the strong man who trusts in and relies on frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart turn aside from the Lord. Nou wanneer ons eendag gaan kom by die plek waar ons deel oor die vlees en die gees. Wat sê dit vir jou? Wanneer ek begin om in die vlees op te tree, dan draai ek my hart weg van God af. En daarom kom ek onder 'n vloek. Wat beteken dit nou, as ek nou onder die vloek kom? Dit beteken net een ding. Nou het Satan beheer. Nou het hy toegang tot jou. Onthou, hy wil die hele tyd toegang kry tot jou. As Eva hom die hek gewys het, het was nie nou gesit nie. So eintlik, soos ek het verstaan, en die mens hier, by implikasie, daar is verskillende maniere om kontrakte te sluit. Maar by implikasie het hy eintlik nou hier 'n verbond met Satan gekry. En hy het die vermoë wat God aan hom gegee, daaroor gegee. En dit was die grootste probleem wat ons nog ooit kon gehad het. Want waarom? Toe sterf ons in ons verhouding met God die Vader. Onthou, wat was die faktor wat die verhouding met God die Vader moontlik gemaak het? Dit was sy wese wat hy in ons geplaas het. Dis wat dit moontlik maak. Satan moes daardie konneksie, daardie skakeling moes hy breek. En hy het gebreek vanweë die ongehoorsaamheid. Nou, wat is die probleem? God het ons nou verwerp. God het ons eenvoudig verwerp, sy hande van ons gewas en gesê, wel, ek gaan die hele situasie herskape. Glad nie. Nou dis waar God so uniek is as persoon, so uniek is as vader, want ons as paas is baie geneig om dit te doen. Hierdie kind luister nie vir my nie, en weet jy wat? Nee, nou, ja, nee, vat jou goed, pak jou tas, trek in die huis. My pa gedoen. Stop, God doen dit nie. Nee, God doen dit nie. Wat doen hy? Sodat ons nie kan eet van die boom van die lewe nie, sit hy ons in die tuin uit. En voor die tuin plaas hy 'n gerub met 'n swaard. Weet julle wat's interessant? So die kenmerk van Eden is 'n gerub voor die ingang met 'n swaard. Daardie einste gerub is ingeweef in die voorhangsel wat lei tot die allerheiligste. So elke keer as wat hulle in die tabernakel gaan staan het, by die wierookaltaar, is hulle herinner aan die skeiding wat daar gebring is deur die gerub. So wat's agter die gordyn? Die simboliek met die altaar en die ark van God, met die engele met hulle vlerke bo op die deksel. Waar is dit? Die allerheiligste. So die interessantheid daarvan is die allerheiligste word dan eintlik 'n sinnebeeld van Eden. En wanneer ons nou verder afgaan in die studie, dan gaan ons kom by die plek van ons ontmoet God in die secret place. En die ontmoeting met God in die secret place, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans uit te druk nie. Maar die ontmoeting met God in die secret place is 'n ontmoeting met God in Eden.
Want hy wil ons weer terugplaas in daai posisie. Die situasie is nie, dit gaan nie 'n fisiese ering wees nie. Dit gaan inderdaad 'n geestelike ontmoeting met God wees, wanneer hy ons in volheid weer terugherstel het in dit wat Satan gesteel het. So wat moet ons nou verstaan? Die koneksie met God het verbreek. Ons is uit die tuin uitgesit en ons kan nie verder gaan nie. So, waar staan ons dan? Ons weet waar die mens is. Die mens is uitgeskuif. Die mens is weg. Die mens het nie meer toegang nie. So, daar kyk ons na die posisie van die mens, maar die posisie van God. Weet julle, dit het my baie lank gevat om dit te verstaan. Vir my was dit soos 'n vyandskap met God. Vir my was dit soos, weet jy wat, ons het hierdie geweldige ding gedoen en ek is nou in beheer. Wel, ek het dit nog nooit regtig besef soos nou nie. Maar waar is God? Jy sien, ek wil vir julle sê, hierdie boek wat ek so vashou, dit is so 2 van hulle, is al 'n bietjie flenters, so, ek wil hulle nie graag dinge sê, ek wil nie graag vervang nie, er is baie notas in, so, ek weet mense gaan nou weer 'n probleem met dat dit so lyk, maar okay, sien julle, tussen hierdie 2 omslaan, weet julle waar gaan die boek vir my? God's Pursuit of Man. Jy sien, ons dink, ons soek God. Luister, ek het by die Here uitgekom. Nee, hy het jou uiteindelik in die hande gekry. Hy is die heeltyd van daardie oomblik af, het hy 'n onuitspreeklike hartstog en liefde, wat hy by die mens tot vervulling wil bring. En God is die heeltyd besig in agtervolging van die mens. Nou goed, nou moet ons net verstaan, maar ek is dan nou in beheer. Nou, hoe pas dit die liefde in met die beheer? Nou kom ek vertel jou, hoe tree ons op. En die beste voorbeeld wat ek genoem het, toe ek nou uiteindelik op 'n stadium in my lewe kom, dat ek gekonfronteer word met my eie werklikheid. Want ek het die dag toe ek die Here aangeneem het, was dit soos 'n kontrak. Ek het 'n kontrak gesluit. Jy verstaan? Maar dit is eintlik bietjie iets anders. Want ek sluit nou 'n kontrak en ek en my gesin, ons sal die Here dien. My arme vrou. Jy kan natuurlik dink, hierdie Duitse bloed wat so deur die krelses loop, die verpligting wat op jou is om by jou woord te bly, en nou moet jy die Here dien. En dink my kinders lê nou nog aan die skok en hulle is nou 40. Maar ek het 'n ontdekking gemaak. Hy is die hele tyd op soek na my. En toe ek gaan sit en vir die Here sê, Here, hoekom moet ek U dien? As ek dan verkeerd is in my optrede, ek is verkeerd in my soeke, al is dit hoe vurig, jy weet, en dan was 'n ou in die Bybel, sy naam was Paulus, hy het die Here ook net so gesoek, maar dit was heeltemal skeef. Hy het nog die Piete, jy weet, doodgemaak tussenin. Enige ou wat nie gedink het soos hy gedink het nie, wel, hulle het moeilikheid gehad. Gelukkig het ek nog niemand doodgemaak nie. Maar toe sê ek vir hom, Vader, maar hoe wil U met ek U dien? Toe sê, jy moet my dien omdat jy my lief het. Luister, dit is nogal 'n redelike riller, hoor. Niemand het dit vir my vertel nie. Niemand het vir my vertel ek koop hierop in nie. Die dag toe ek daar sit in hierdie saal, in daardie byeenkoms, en nou moet ek bid, Jan Grey, waar is jy? Jy het nie vir my gesê, dis die rede nie. Jy het vir my gesê, steek jy vinger in die lug, en as jy klaar gebid het, en jy weet nie dat jy hemel toe gaan nie, dan moet jy weet, jy het moeilikheid. Luister broer, dit is vrees. Ek was so bang vir die hel, ek het sommer my hele lewe vir die Here gegee, my vrees uit. So hoe dien jy die Here, broer? En ek vra toe vir hom, maar hoe dien jy dit? Hoe dien 'n mens dit? Hoe doen jy dit? Ek meen, dis mal.
En ek onthou, en ek het so gesit en in daai gebed, toe onthou ek hierdie herinnering wat opkom. Ek onthou hierdie meisiekie in Standaard 3, ag man, I was sold. Ek was verkoop, sy is nou iemand se ouma. Maar okay, daai tyd was sy mooi jonk. Ek was, jy weet mos, daai kalverliefde, jy wil net, sy weet nie eens van jou nie, man, sy gee nie eens 'n tweede kyk nie. Nou kom sy net klas ingeloop en probeer jy net naby aan haar loop, probeer jy so saam met haar loop, hoe sotlik kan jy kry? En die Here sê vir my, jy is die meisiekie, en ek is jy in daai beeld. So soek ek jou hele lewe lank. En weet jy wat? Jy kyk nie eers na my nie. Jy sal nie eers op 'n dag met my praat nie. En verstaan mooi, dis deel van hierdie sondeval waardeur ons gegaan het. Dis deel van hierdie afsnyding. Ek weet nie eens God praat met my nie. Ek meen die eerste keer toe ek vir Peer Spie sê, nie klein Peer nie, ou Peer, toe ek met Peer Spie sê dat die Here praat met, toe sê broer, jy is skizofrenies. Hallo? So weet julle wat? Ek dien hom met liefde uit. Maar wat's die dilemma? I live life. Ek is besig om my lewe te lei as 'n jong prokureur. In hierdie lewe, in my, wat ek besig is om te lewe, dit klomp balle, broer. Ek meen, as 'n vrou en 'n kind, en in die praktyk, in die kar, in die huis, en ek verstuur die balle, ek juggle hulle, ek moet hulle kan ek nie op die grond val nie, want onthou nou, jy as Christen kan nie skei nie. Dis die hoogste sonde, dis hoogverraad. So wat jy doen, jy hou hierdie balle. Ek meen, jou lewe hang van hier af. En nou gaan leer jy allerlei sisteme en jy woon seminare by. Hoe kan ek 'n beter mens word? En hoe kan ek dit doen? En ek hou hierdie been hier en ek het al hierdie verantwoordelikheid om hierdie balle in die lug te hou en hier piet jy ou op. Ek stel jou voor aan Jesus Christus. Fantastic. Hy gaan al die balle in die lug hou. Wat gebeur daar? Omdat ek vashou aan my beheer. Omdat ek my beheer nie wil afgee nie. Gebruik ek Jesus as 'n instrument om my balle in die lug te hou. En daarom sal ek elke oggend gaan bid, want hy moet my vertel hoe lyk dit vandag. Hy moet my vertel hoe ek my balle in die lug. Kan jy nie balle laat val nie, broer? Jy dink jou meganismes uit. En een van daai meganismes is Jesus. En nou kom hy by. En ek moet staan en kyk hoe ek hierdie balle in die lug hou en die heeltyd met Christus moet loop sodat hy vir my sê wat ek moet doen om die balle in die lug te hou. En ek neem hom aan vir die ewige lewe. Maar dit skyn ek vir die ander een. So ek neem hom aan, so ek het 'n kaartjie gekry. Ek het 'n kaartjie gekry wat die dag wat ek doodgaan, come out of jail free. Sien? Maar totdat ek die dag doodgaan, vat ek hierdie kaartjie en ek hou in my wallet. Nee, ek moet nou nie my wallet aan, jy vat nie geld iemand toe nie. Ek moet op 'n plek gaan sit. So wanneer ek incash by die dood en ek staan by die deure van die dood, dan vat ek my kaartjie, pass out free. En dan gaan ek hemel toe. Maar tot dan is ek besig om my lewe te lei, terwyl Jesus vir my vertel hoe om dit te doen, sodat ek suksesvol kan wees. En ek juggle my balle. Ek jou vertel dat ek amper dood is. So ons is nog steeds besig met die sondeval. Dan is ons nog steeds besig om te praat. Maar dit is heeltemal die bal mis. Hoekom? Want die ewige lewe beteken nie die hemel nie. Die ewige lewe beteken dat Jesus
kom in my lewe in, gebaseer op liefde. En daarom kan ek leer om God te ken. So, waaroor gaan dit? Ek wil julle weer verwys, ek wil weer teruggaan na toe, want dit is seker die belangrikste skrif in die woord. Johannes 17, ek is weer terug daar, dis daardie gebed van Jesus, en ek is terug by Johannes 17, maar ek wil hier praat oor vers 2 en 3. Nou bid hy bid tot die Vader, en dan sê hy, as you, Father God, have given him authority over all flesh, as you, God, has given Jesus the authority over all flesh, that he should give eternal life. So Jesus kom, and he gives eternal life to as many as you, Father God, have given him. Wow! Dis iets wat ek by Jesus ontvang. Let op, dis iets wat ek by hom kry. Wat kry ek by hom? Ewige lewe. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Die ewige lewe beteken om God die Vader en Jesus Christus te ken. En daai ken, die woord ken is ginosko. Dis nie ken soos 'n kop ken nie. Dis nie om 'n doktersgraad te gaan doen en te leer waar Jesus is en te leer waar hy geloop het nie. Ken daar beteken 'n indringende intimiteit met God. So Christus kom en gee my daai vermoë. Die lewe gee hy vir my. Want dis wat ek verloor het by Eden. So hy is besig om ons te herstel na ons posisie toe in Eden. En die wandel op aarde is inderdaad 'n proses waardeur ek leer om saam met God te loop, in liefde om te leer ken na wie hy werklik is. Nou gaan ons natuurlik oor by die punt kom waar ons sê, wel, die agtergrond is nou gedek. Die agtergrond is nou in plek. Maar die mens is nog steeds besig met sy eie ding. Met sy eie ding wat hy besig is mee, met sy eie ding waarmee hy onbesig hou. Sy lewe. Nou ja, ek dink ons moet hier vir 'n oomblik net terugstaan, want ek wil terugkom na julle toe om vir julle te sê, maar wat het ons dan met hierdie voorreg gedoen? Ons het hierdie fenominale voorreg voor ons. En wat het ons daarmee gedoen? Wat het ons eintlik daarmee bereik? Deurdat ons in beheer gekom het, en deurdat ons in beheer is, maar ons dink is die Here, hoor. Ek het dit gedoen vir baie jare. Seker 26 jaar. Maar ek vra die Here gesoek, sê ek, ja, verseker. Maar jy geken. Kon jy sy liefde aan iemand anders oordra? En ek dink dis die vraag waarmee ons moet deel op 'n stadium, en dan uit die aard van die saak moet ons die kernaspek aanspreek van hoe kom ons dan tot God? En wanneer ons dit aanspreek, dan moet ons die basis reg gee. Anders, als wees skeef. Nou ja, geniet wat jy doen, hou aan daarmee, ons praat weer.